Jy sien 'n Nike-afslag van 30%. Dit klink lekker, né? Maar wat as jy 100 vrugte verkoop en 20 is vrot? En wat as elke item verskillende afslag het? Hoe weet jy hoeveel jy regtig spaar of verloor? In vandag se video wys ek jou hoe om hierdie probleme maklik op te los en dalk ook hoe om slimmer inkopies te doen. As jy hierdie video's geniet, like, subscribe en deel met 'n vriend, want vandag gaan ons jou probleem oplos. Ja, ons het nou net uitgewerk hoe jy die persentasie afslag op 'n sekere paar Nike tekkies byvoorbeeld, wat sal jou afslagbedrag wees? Nou gaan ons kyk, ongelukkig baie keer maak 'n besigheid 'n verlies. So jy koop byvoorbeeld 'n groot sak appels, jy is 'n groot winkelhandelaar. Jy koop 'n klomp appels van die plaas af of van 'n diensverskaffer af en nou is die appels vrot. En dan wil ons uitwerk, as ons 'n sak appels het met 20 appels, 15% van daai appels is vrot. Hoeveel appels is nog eetbaar? En daai beginsel bly altyd dieselfde of jy nou 20 appels het, 100 appels het of 20.000 appels het, 15% van 'n verlies bly 15% van die verlies en ons gebruik presies dieselfde metode. So daar's twee metodes wat ons kan volg en meerderheid van die tyd daar's waarskynlik nog metodes wat ons kan volg. Maar soos ek sê, raak gewoond daaraan dat in wiskunde is daar nie altyd een lineêre manier om by die antwoord te kom nie. Metode 1 gaan wees, ons werk eers fisies uit watter persentasie van die appels was reg of watter persentasie van die appels was vrot. So kom ons begin met metode 1. OK, so hulle wil weet watter persentasie of hoeveel appels is nog eetbaar. Daai is ons vraag. So metode 1 gaan ons eers uitwerk. OK, ons weet definitief 'n vrou. Ons weet 15% van die appels was vrot. So hoe werk ek uit watter persentasie van die appels dan nou vrot was? En dan gaan sommer net hierso of hoeveel appels dit is en dan gaan ek 'n lyntjie trek vir metode 2 wat ons direk hierna sal doen. So eerste enetjie, ons sal weet hoeveel was dit nou vrot. So my vrot appels is gelyk aan 15% van die appels is vrot. So 15% van die totaal van 20. OK. Hoe werk 'n persentasie uit? So ons sal weet 15 uit 100. OK, 15% maal is van, kom ek skryf dit 'n klein bietjie groter dat hy lekker onder mekaar is. So van 20 op 1. OK. So 15 op 100 maal 20 op 1. Eerste sal ek weer eens sê, gaan en vereenvoudig regtig oorkruis en maak jou breuke so maklik as moontlik. So 10 gaan in 100 in 10 keer en 10 gaan in 20 in 2 keer, so ek kan deel 10 bo en onder, dan het ek 15 op 10 maal 2 op 1, en nou raak dit skielik 'n baie maklike breek. Kom ons herskryf hom net gou-gou. So 15 op 10 maal 2 op 1. So daar het ons net bo en onder gedeel met 10. Ons vereenvoudig eerstens ons breek, en nou gaan ons net bo en onder gaan maal en deel, soos wat ons gewoonweg met breuke sal doen. 15 maal met 2 is 30, en 10 maal met 1 is 10, en 30 gedeel deur 10, 10 gaan in homself in 1 keer, en 10 gaan in 30 in 3 keer, so ons antwoord is 3. Wat het ons nou uitgewerk? Ons het nou uitgewerk, kom ons maak dit hier highlighter klein bietjie fyner. Ons het nou uitgewerk watter persentasie van die appels is vrot. Maar dit was nie die vraag nie. Die vraag was hoeveel appels is nog eetbaar. So ons weet, okay, ek het 'n sakkie gekoop, daar was 20 appels in gewees en toe is 3 van hulle, skryf daar vir jouself by 3 vrot appels. Okay, so 20 minus 3 vrot appels is gelyk aan my eetbare appels. Of jy kan dit X noem, wat ook al jy dit wil noem. Okay, ek gaan net daar eers wegvat. Van graad 8 af gaan ons begin werk met veranderlik is X, so jy kan dit definitief daar insit. 20 minus 3 gee vir ons 17. Okay. Eintlik moet ek daar net omgeswitch het. Ek gaan dit net vir jou maklik maak. Ekskuus, as jy dit nou so geskryf het. Werk altyd lekker netjies en hou dit net by mekaar. Daar's hy. So ons eetbare appels is gelyk aan 20 minus 3 en ons eetbare appels is gelyk aan 17. So die alternatiewe metode, metode 2, is dan as ons uit gaan werk, somme van die begin af, watter persentasie is actually eetbaar. Okay. Nou hulle het vir ons gesê 15% van die appels is vrot. So ons eetbare appels
kom ons noem dit nou sommer x, is gelyk aan 100%. So jy het 100% van jou appels, maar 15% van hulle was vrot gewees. So watter persentasie is eetbaar? En dit is 85% van die appels is eetbaar. So nou wil ons weet, okay, maar hoeveel, want die vraag is, hoeveel appels is nog eetbaar? So presies dieselfde bewerking, ons vat hom net bietjie van 'n ander kant af. So my eetbare appels is gelyk aan 85 op 100 mal met 20 op 1. Weerens sou ek sê vir eenvoudig eers jou breek, anders moet ons nou mal 85 mal 20 wat heeltemal doenbaar is, maar maak dit vir jouself maklik. 100 gedeel deur 10 is 10 en 20 gedeel deur 10 is 2. So 85 mal met 2 of 85 mal met 2. Kom ons skryf hom met gou eers oor. So ons mal bo en ons mal onder. So 85 mal 2 op 10 mal 1. Okay. En dan sê ek sê, kom ons doen net gou 'n lekker molsommetjie aan die kant. Weereens op graad 8 vlak gaan jy baie keer al 'n sakrekenaar kan gebruik. So 'n klein bietjie uitzoom daar. Net laat ons hom hier kan inpas. So 85 mal met 2. 2 mal 5 is 10. 2 mal 8 is 16 plus 1 is 17. Okay, so daar het ons daai breekie. Right, so 85 mal 2 is 170 op 10 en 170 gedeel deur 10 is 17 gedeel deur 1 en dit is 17. Okay, so ons het 17 eetbare appels. Okay. En presies dieselfde antwoord. So kom ons kyk gou-gou waar sal die punte toekenning kom. Punt waarskynlik vir 'n getalsin geskryf, punt daarvoor dat jy dit as 'n breek gaan doen het of vereenvoudig het. Verder vereenvoudig en dan dat jy die finale antwoord het 1, 2, 3, ongeveer so 4 punte. Weereens, ander metode of ander aanslag, jy het uit gaan werk, okay, hoeveel was jou verlies gewees? So dit was 85, breek gedoen, vereenvoudig, finale antwoord. Weereens min of meer so 4 punte daar. Okay, die volgende video kyk ons dan nou na 'n bietjie optel met persentasies. So jy ontvang 'n afslag op 'n sekere aankoop en 'n groter afslag op 'n ander aankoop. En hoe kan ons dan gaan uitwerk wat die totale afslag of die som van die besparings sal wees. As jy daai video wil kyk, sal jy sien, hy kom nou op, klik net op dit, geniet die volgende video. As hierdie jou gehelp het, en as jy meer voorbeelde wil hê, stuur asseblief vir ons 'n comment. Wat weet vir ons waarmee jy sukkel, like, share, subscribe, dit help ons ook lekker om die kanaal te kan groei, en om beter inhoud vir jou te lewer, sodat jy beter punte kan kry, en gelukkiger en gemakliker op skool kan wees. Geniet die volgende video.